In Lukas 10 vers 36 en 37 staan daar: Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetsgeleerde het geantwoord: Die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom: Gaan maak jy ook so. Nou, ek hou daarvan om mense te nooi vir 'n braai. En ek is in die lewensfase wat meeste van ons vriende is ons maatjie of ons kinders se maatjies se ouers of ons kinders se sportmaatjies se ouers. En dit is lekker om mense te nooi en ek wonder partykeer is daar enigstens nodig om na ander mense toe ook nog uit te reik. Ek het die mense wat ek van hou, hoekom moet ek na vreemde mense uitreik? Hoekom as Jesus ons nooi om ons naaste lief te hê en of die vreemdelinge gasvryheid te betoon, hoekom moet ons dit doen? Nou, eendag het 'n wetsgeleerde vir Jesus gevra, wie's my naaste? En Jesus vertel toe die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, waar 'n man op reis is en hy word dan beroof en kaal uitgetrek en stikkend geslaan en hulle los hom daar bebloed in 'n sloot langs die pad en daar lê hy. En dan vertel Jesus die fariseer stap verby, die priester stap verby en die Samaritaan wat dan die vreemdeling is, help die man. En dan heel op die einde draai Jesus na die wetsgeleerde toe en hy vra vir hom, wie was die naaste van die man wat beroof was? Nou, jy sien wat Jesus doen. Die man het gevra, wie's my naaste? En Jesus vra, wie's die naaste van die man wat beroof was? Ons wonder altyd in hierdie gelykenis, wie is ek in die storie? Is ek die priester? Is ek die profeet? Die priester, die fariseer? Is ek die Samaritaan? En Jesus sê, nee, jy is die man wat beroof is. Jy lê bebloed halfkaal in 'n sloot. En dan vra hy vir die man, so wie's die naaste van die een wat beroof is? Dis asof Jesus sê, die man wat beroof is, moes die Samaritaan sien as sy naaste. Anders het hy vir altyd net in die sloot gebly. Daar's hierdie uitnodiging in ons lewe, wat God ons nooi om ander te kan ontvang, om vreemde mense te sien as ons naaste, en ons redding lê daarin. Daar's hierdie een quote van N.T. Wright wat hy sê, Can you recognize the hated Samaritan as your neighbor? If you can't, you may be left for dead. Ons redding lê daarin om ander mense in te nooi, en baie keer kom God na ons toe, juist deur ander mense. En in die storie waar die Samaritaan daag op met wyn en olie, en dis heilige simbole in daai tyd. Ons ontvang God deur die vreemdeling in te nooi, en iets van ons redding is in dit. So ek wil jou nooi, baie prakties, vat vandag jou foon, gaan na jou WhatsApp toe, en scroll ver af, die mense wat jy lanklaas mee gepraat het, wat nie in jou direkte vriendekring is nie, en kies daar 'n naam of 2, en stuur vir hulle 'n WhatsApp net en sê, hey, ek het vandag aan jou gedink, en jy hoef niks terug te stuur nie, maar ek wonder sommer net hoe gaan dit, en maak dit persoonlik. Ryk uit na mense wat al vreemd geword het, en nooi hulle weer in, en ons is weer daar vir hulle. Kom ons bid saam. Here God, ons vra dat U vir ons sal nooi om ook ander mense, vreemde mense, mense wat nie in ons binnekring is nie, te sien as ons naaste, dat ons hulle kan innooi, dat ons lewe kan vind daarin, dat ons ander mense verwelkom, en dat ons U kan ontvang, ook deur ander mense. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.